Bijna aan die einde van ons program en ons lees 'n gedeelte uit die Nuwe Testament. Handelinge hoofstuk 17 vanaf vers 1. Die oproer in Thessalonika. Paulus het deur Amphipolis en Apollonia na Thessalonika toe gereis, waar daar 'n Joodse sinagoge was. Soos dit Paulus se gewoonte was, het hy daarin gegaan en op 3 Sabbatdae na mekaar het die skrif met die Jode geredeneer. Hy het die skrif uitgelê en daaruit aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dood moes opstaan. Hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig het, hy gesê, hy is die Christus. Party van die Jode het oortuig geraak en by Paulus en Silas aangesluit. 'n Groot aantal godvreesende Grieke en 'n aansienlike getal vooraanstaande vroue het ook bygekom. Maar die Jode was hieroor afgunstig en het met die hulp van 'n klomp niks werd leegleers 'n betoging op touw gesit wat die stad in oproer gebring het. Hulle het na Jason se huis toe opgeruk en wou vir Paulus en Silas hê om hulle voor die volk te bring. Toe die Jode hulle nie kry nie, sleep hulle vir Jason en 'n paar ander gelowiges na die stadsbestuur toe en skree, dit is die mense wat die hele wêreld in beroering bring. Hulle is nou hier in ons stad en Jason het vir hulle huisvesting gegee. Hulle handel almal in stryd met die keiser se wette en sê dat daar 'n ander koning is, Jesus. Die mense in die stadbestuur was ontstel toe hulle dit hoor, maar nadat hulle van Jason en die ander gelowiges die nodige waarborg gekry het, is hulle losgelaat. Vers 10. Paulus en Silas in Berea. Sodra dit donker was, het die gelowiges vir Paulus en Silas na Berea toe gestuur. Daar aangekom het hulle na die Joodse sinagoge toe gegaan. Die mense daar was ontvankliker as die in Thessalonika. Hulle het met groot belangstelling na die woord geluister en elke dag die skrif ondersoek om te sien of dit is soos Paulus sê. Baie van die Jode het gelowig geword en ook jou party van die Grieke, mans sowel as vooraanstaande vroue. Toe die Jode in Thessalonika egter hoor dat Paulus die woord van God ook in Berea verkondig, het hulle ook daar oproer gaan stook en die mense opgesweep. Die gelowiges het dadelik vir Paulus na die kus toe laat wegbring, maar Silas en Timotheus het daar agter gebly. Die mense wat vir Paulus begelei het, het hom tot by Athene gebring en toe teruggegaan met die opdrag van Paulus en aan Silas en Timotheus om so gou as moontlik na hom toe te kom. Vers 16. Paulus in Athene. Terwyl Paulus in Athene vir Silas en Timotheus wag, het hy baie verontwaardig geword toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy het in die sinagoge met die Jode en die godvreesendes geredeneer en elke dag op die stadsplein met die verbygangers gepraat. 'n Paar wysgeere, Epikureërs en Stoïsyne het met hom gestry. Party het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? Ander het gesê, dit lyk of hy 'n boodskapper van vreemde gode is. Dit was omdat Paulus die evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig het. Hulle het hom na die Areopagus toe geneem en gesê, kan ons te wete kom wat hierdie nuwe leer is wat jy verkondig? Party van die dinge wat jy sê klink vir ons vreemd en ons wil graag weet wat dit beteken. Die Atheners het in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het hulle tyd aan niks anders bestee as om aan iets niets te sê of aan te hoor nie. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het na die plekke waar julle aanbid,
het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van die hemel en die aarde. Hy woon nie in 'n tempel wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Soos party van julle digters ook gesê het, ons stam van hom af. Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die godheid aan beelde van goud of silwer of klip gelyk is nie. Dit is blootskepinge van menslike vaardigheid en verbeelding. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer, want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal het hy hom uit die dood laat opstaan. Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het party hom uitgelag, maar party het gesê, ons sal jou weer hieroor wil hoor. So het Paulus van hulle af weggegaan. 'n Paar mense het egter gelowig geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionysius, 'n lid van die Areopagus, 'n vrou met die naam van Damaris en nog ander saam met hulle. Hierdie vertel vir ons van Paulus en sy werk op sy sendingreise. Eers in Thessalonika en dan ook in Athene. Telkens hoor ons van mense wat gelowig word, meer wil hoor, maar telkens ook van mense wat ongelowig word. Ja, selfs in opstand kom en ook oproer bewerk om teen hulle onrus te stook, sodat hulle in onguns kom by mense en by die owerheid. Desnieteenstaande hou Paulus aan om die evangelie te verkondig, elke plek, elke geleentheid wat hy kry. En dit is vir ons die voorbeeld van Paulus, wat tydig en ontydig die woord van die Here verkondig, oral, elke plek waar hy kom. Mag ons Paulus se voorbeeld ook hierin volg. Soos Christus vir ons geleer het, tydig en ontydig, verkondig ons die woord van die Here aan elkeen met wie ons te doen kry, net soos Christus, net soos Paulus. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.